Hoe om twee vergelykings gelyktydig op te los. Ok, so in hierdie video gaan ons kyk na die oplos van gelyktydige vergelykings en die twee maniere wat jy in graad 10 leer om dit te doen, naamlik substitusie en eliminasie en wanneer watter een beter is om die regte som op te los. So kom ons begin by die eerste voorbeeld. Hulle gaan gewoonlik vir jou twee lineêre vergelykings gee, so dit gaan wees 3x min y gelyk aan 10 byvoorbeeld, en nog 'n tweede vergelyking x plus y gelyk aan 6. Dit is anders as 'n gewone oplos van 'n vergelykingssom, want daar's nou twee veranderlikes. En dit beteken hulle sal altyd vir jou die twee vergelykings moet gee, sodat jy met daai twee vergelykings beide veranderlikes kan oplos. So wat ons eers doen is, ons nommer hulle 1 en 2. Nou ek gaan eers werk met substitusie en dan sal ek presies dieselfde som doen met eliminasie, dat jy kan sien wat die verskil is in die twee metodes om by die antwoord uit te kom. Nou hoe substitusie werk is, jy kies een van die veranderlikes wat jy die maklikste alleen kan kry. En daarbey bedoel ek, dit moet sê x gelyk aan iets of y gelyk aan iets. So ons soek altyd die veranderlike wat net een keer voorkom. Soos daar so is net min y, of hier so is net plus 1x en daar staan net plus 1y. So jy het eintlik 'n keuse van 3. Jy kan enige een van daai 3 alleen kry en dan van daar af verder gaan. So ek gaan nou sommer hierso by die tweede vergelyking besluit, kom ons kry daai y alleen. Reg? Nou soos ek sê, jy kan enige een van die 3 kies. Metode bly presies dieselfde. Jy gaan net van daar af anders invervang. So as ek nou met my tweede vergelyking werk, gaan ek in hom y alleen kry. So ek gaan net die x oorgooi en dan gaan daar staan min x plus 6. Nou jy kan dit 'n nuwe vergelyking nommer gee, soos nommer 3, maar dis nie nodig nie, want dit is eintlik nog steeds vergelyking 2, jy het ons nou net bietjie anders gaan skryf. En wat ons dan doen is ons vat hierdie vergelyking en ons vervang hom in die ander een in. So as jy 2 vereenvoudig het, moet jy teruggaan in 1 in. So ons vervang nou hierdie stuk y gelyk aan min x plus 6 in daai vergelyking in die plek van y in. So dan gaan daar staan 3x minus y, maar nou is y min x plus 6 gelyk aan 10. En nou het jy 'n nuwe vergelyking wat net x in het, so nou is dit maklik om vir x op te los. So daar gaan staan 3x, as ek hierdie minus gaan inmaal, gaan daai word plus x en minus 6 gelyk aan 10. So hier gaan staan 4x is gelyk aan, as ons die 6 oorgooi, 16 en dit maak my x 16 gedeel deur 4 wat 4 is. En daar is jou eerste antwoord van hierdie oplossing. Of jy het nou klaar x, nou kort jy nog net vir y. So wat ons dan doen is ons vervang daai x. So ek gaan hierbo sê vervang x gelyk aan 4 terug in een van die ander vergelykings in. Nou jy kan hom in enige een van daai twee in vervang, maar jy moet onthou, jy het klaar hieronder y gelyk aan iets gehad. So vervang hom net daar, dan jy mos dadelik vir y se antwoord. So ek gaan sê vervang hom terug in 2 in. Wat dit beteken, 2 het gesê y is minus x plus 6. So dit word nou minus 4 plus 6 wat dan nou 2 is. So wanneer x 4 is, dan werk ons y uit op 2. En dan gaan skryf ons dit net in koördinaatvorm, so ons gaan sê dus is xy gelyk aan, toe die x 4 was, toe was die y 2. En ek wil hê jy moet dit skryf in koördinaatvorm, want die rede daarvoor is, wat jy nou eintlik gedoen het, die hele doel van hierdie gelyktydige oplossings, is jy het twee grafieke gelyk gestel aan mekaar. So as ons net gou kyk daarna, as ek sê, die eerste vergelyking was 3x minus y gelyk aan 10, dan is daai vergelyking eintlik y gelyk aan 3x minus 10. Dit is 'n gewone reguitlyn vergelyking, nx plus c. Die tweede vergelyking was x plus y gelyk aan 6, en toe het ons gesê dit beteken y is gelyk aan min x plus 6. So daar het jy nou eintlik twee reguitlyn vergelykings. So as jy hulle sou gaan skets het, net gou rofweg, hoe sou dit gelyk het? Y gelyk aan 3x minus 10 is 'n positiewe helling, so hy stygend en hy sny deur min 10. So hy sou sê nou maar so iets gelyk het. En hy sou hier onder deur min 10 gegaan het. Daai een is min x plus 6. So hy loop so af en daar gaan hy. So hy sou hier bo deur 6 gegaan het. En wat jy nou eintlik opgelos het, daai punt 4 en 2 van jou, is presies hierdie kolletjie. Sit by 4 en 2. Dis die snypunt van die twee grafieke. Dit is eintlik wat jy besig is om uit te werk. Ok, nou gaan ek dieselfde som doen met eliminasie. So kom ons begin net gou oor. Ek het hierso 3x min y gelyk aan 10 en x plus y gelyk aan 6. Ons nommer hulle weer vergelyking 1 en vergelyking 2.
Nou, hoe eliminasie werk is, die hele doel is dat jy een van die twee veranderlikes dieselfde hoeveelheid kry. Met ander woorde, jy moet of beide x'e probeer 3 maak, of jy moet die y'es dieselfde probeer maak. Nou gelukkig is die y'es nou klaar dieselfde. Beide van hulle is 1 en dit help ook as jy die tekens verskillend kan kry. As dit sê min y plus y, want dan gaan dit wegval en dis die hele doel van eliminasie. So as ons nou eliminasie gaan toepas, wat jy doen is jy skryf die twee vergelykings onder mekaar neer. So jy sê 3x min y is gelyk aan 10 en ons tweede vergelyking is x plus y gelyk aan 6. En soos ek sê, die hele doel is, een van die veranderlikes moet dieselfde hoeveelheid hê en die tekens moet verskil. En dan gaan tel jy net onder mekaar op. So jy gaan sê 3x plus x maak 4x en min y plus y gaan wegval en 10 plus 6 maak 16 en daar het jy dadelik jou x is 4. Wat ons by die vorige voorbeeld met die substitusie eers na 'n lang proses gekry het. So daar het jy nou dadelik x is gelyk aan 4. Nou kan jy daai 4 presies dieselfde gaan invervang. So ek gaan hier langs die kant weer sê, vervang nou x gelyk aan 4 terug in watter een, dit maak nie saak nie. Onthou, hulle is dieselfde vergelyking, hulle gaan op dieselfde punt sny, wat beteken daai kolletjie is dieselfde vir beide vergelykings. Dit maak nie saak watter een jy vat nie. So jy kan self gaan kies. Kom ons vat hom in 1 in hierdie keer. Dan gaan daar nou eintlik staan, daar het gestaan 3x min y is 10. So nou staan daar 3 keer 4 minus y is 10. So daai word 12, as jy dit oorgooi is dit min 2 en dit maak y weer eens 2. En onthou dan as jy nie klaar nie, skryf dit net in koördinaatvorm. Dus xy is dan nou eintlik 4 en 2. Ok, so beide metodes, substitusie, eliminasie, gee ons dieselfde antwoord. Jy moet beide kan doen. Dit help nie jy sê vir jouself, jy sukkel met eliminasie, so jy gaan dit net los. Want beide metodes is in die syllabus. Dit beteken in die vraestel gaan daar staan met behulp van substitusie of met behulp van eliminasie. As jy dan die ander metode volg en nog steeds by dieselfde antwoord kom, gaan jy nie die punte kry nie. Hulle wil juist toets of jy beide metodes kan toepas. Ok, nou die tweede een wat ek gaan doen lyk 'n bietjie anders. Hy lyk so, 7x min 3y is gelyk aan 41 en 3x minus y is gelyk aan 17. Nou, ons gaan hom met behulp van substitusie doen en dit beteken ons moet een van die veranderlikes probeer alleen kry. Nou dit sal altyd 'n eenvoudige een wees. Die oomblik as dit moeilik is om een alleen te kry, gaan hulle van jou verwag om eliminasie te doen, want dit is vinniger. Maar oor die algemeen gaan hulle nie vir jou vra om iets te doen wat opeindig met breuke en allerlei sulke goeters nie. So daarso kan jy nou sien wat gaan ons alleen kry. Daai y, want hy is maklik om alleen te kry. So onthou, nommer jou vergelykings, nommer 1 en 2 en sê wat jy heeltyd besig is om te doen. So daarso vat ons nou vergelyking 2, dan gaan ons hom verander. So daar staan op die oomblik 3x min y is gelyk aan 17. Dan kan ek die 3x oorgooi. Dan gaan daar staan min 3x plus 17 en dan wil ek net deel met daai minus. So dan kry ons positief 3x minus 17. So nou het ek nog steeds vergelyking 2, ek het hom net bietjie gaan verander om hom reg te kry sodat ek 1 alleen het, né? Nou gaan ons daai vergelyking vat en hom in die ander vergelyking invervang. So oral waar daar y staan in die ander vergelyking, vervang ons nou eintlik 3x min 17 in. So daar het gestaan 7x min 3y is 41. So dit gaan nou verander in 7x minus 3 keer 3x minus 17 gelyk aan 41. En nou moet ons dit net gaan uitmaal om ons x op te los. So hierso staan eintlik 7x minus 3 maal 3 is 9x, 3 maal 17 is 51 plus 51. Is dit 30, 51, ja, is 41. So 7x minus 9x gee vir ons min 2x. En as ek 51 oorgooi, dan kry ons aan daai kant minus 10. Gedeel deur minus 2 maak ons x 5. So dan het ons nou ons eerste deel van die antwoord. Ons het klaar vir x, nou kort ons nog net vir y. So om y op te los, gaan ons nou hierdie x vat en hom net terugvat in daai vergelyking, wat jy klaar vir die eenvoudigheid om te sê y gelyk aan whatever. So jy gaan net daar terug en jy sê, vervang nou x gelyk aan 5 terug in daai tweede vergelyking. So daar het gestaan, y gelyk aan 3x min 17. Nou word dit y gelyk aan 3 keer 5 min 17. So 15 min 17 is min 2 en onthou om die vraag te beantwoord. Dus xy is, as x 5 is y minus 2. En dis dit, onthou daai koördinaatvorm, want dis eintlik twee grafieke se snypunte, né? So jy moet die koördinaatvorm gaan skryf. Dan kyk ons na 'n derde een. Die derde een wat ek vir jou gee lyk so. X plus y gelyk aan minus 5 en 3x plus y
gelyk aan minus 9. En nou gaan ek jou dwing om dit met eliminasie te doen. So, eliminasie sê, probeer een van die veranderlikes dieselfde hoeveelheid te kry. Nou die eerste vergelyking het net 1x en die tweede een het 3x. Die eerste vergelyking het 1y en die tweede een het ook 1y. So die y's is klaar dieselfde. Maar toe het ek ook gesê, probeer die tekens verskillend kry, want dit maak die som net so klein bietjie makliker. So wat ons doen is, ons noem daai 1 en 2. Nou vergelyking 1 is fyn, ons gaan hom so los. Kom ons los hom x plus y is gelyk aan minus 5. Maar as ek hierdie in 'n minus y wil verander, dan moet ek net regdeur maal met 'n minus. En jy kan met enigiets maal, dit is ook hoe jy die koëffisiënte dieselfde gaan kry. Sê nou maar jy wou die x dieselfde maak, dan sou jy daai vergelyking regdeur gemaal het met 3, om die x dieselfde te probeer kry en dan jou eliminasie gedoen het. Nou ek gaan net maal met 'n minus, so ek skryf vergelyking 2 maal met 'n minus, word dan min 3x min y gelyk aan positief 9. En nou gaan tel ek dit op. X min 3x is min 2x. Y minus y val weg. En onthou, dis die hele doel. Dis hoekom ons die teken verander. Sodat die y's net kan wegval. En dan staan daar min 5 plus 9, wat 4 is. En dit beteken x is dan 4 gedeel deur min 2, wat min 2 is. En die oomblik as jy jou x gekry het, dan kan jy teruggaan om die y op te los, deur om net in een van die ander in te vervang. So ons gaan sê, vervang nou x gelyk aan minus 2 terug in. En jy kan kies, dit maak nie saak wat jy kies nie. Die eerste een lyk vir my 'n bietjie eenvoudiger. So ek gaan hom terug in 1 invat, dan gaan daar staan x plus y is minus 5, maar dit beteken minus 2 plus y is minus 5. En as jy die plus 2 gaan oorgooi, gaan jy kry min 5, die min 2 oorgooi, dan word dit mos 'n plus 2. So min 5 plus 2 is dan minus 3, en dus is ons punt xy gelyk aan, as die x minus 2 is die y minus 3. En nommer 4 lyk so. 2x minus 3y gelyk aan 10 en 4x plus 5y gelyk aan 42. Nou as hulle vir jou sê met enige metode, dan beteken dit jy moet mooi verstaan wat elke metode behels. Sou jy substitusie wou doen, beteken dit jy moet iets alleen kry. So om x alleen te kry, sal jy iewers moet deel met 2. En dan gaan jy met breuke sit. Om die y alleen te kry, moet jy deel met 3. Dan gaan jy met breuke sit. En 4 en 5. So almal van hulle gaan breuke gee as jy hulle probeer alleen kry. En julle is mos great met breuke. So kom ons vermy eerder dit. Kom ons doen eerder eliminasie. En dit beteken, probeer eerder een van hulle dieselfde hoeveelheid te maak. So hierso kan jy sien, daar soos 2x, hierso is 4x. So dis maklik om hulle dieselfde te kry. Ek moet net daai eerste vergelyking gaan verdubbel. Want as ek hom verdubbel, dan het ek mos 4x. Jy kon ook gesê het, sê nou ons probeer die y's dieselfde maak. Om 3 en 5 dieselfde te kry, moet ek hulle beide na 15 toe vat. So jy gaan dan die eerste vergelyking moet maal met 5 en die tweede vergelyking moet maal met 3. So either way, dit maak nie saak wat jy kies nie, jy moet dit net beskryf die hele tyd wat jy besig is om te doen. So ons gaan die x'e probeer dieselfde maak met 'n tekenverskil. Onthou nou, ek wil daai 4x maak en ek wil 'n minus ook gaan bysit, sodat dit min 4x is plus 4x, dat hy heeltemal kan wegval. So ek gaan vergelyking 1 verdubbel en negatief maak. So dit beteken, daai gaan verdubbel, dan sit 4x met 'n tekenverandering is min 4x. Daai gaan verdubbel, dan word dit 6y, of min 6y met 'n tekenverandering word plus 6y. Daai gaan net verdubbel, dan word dit 20, en dan met 'n tekenverandering maak dit min 20. Die tweede vergelyking het ons niks aan verander, so hy is net klaar 4x plus 5y is gelyk aan 42. En dan gaan tel ons op, so nou staan daar, min 4x plus 4x val weg, en dis die hele doel gewees, is probeer een van die veranderlikes laat wegval. Daar staan ook nou 6y plus 5y is 11y, en min 20 plus 42 gee vir ons positief 22, en dan as ons deel deur 11, dan kry ons 2. So nou het ons eerste antwoord vir y, nou kan ons terugvervang om vir x te kry. So ons gaan nou sê, vervang y gelyk aan 2, terug in enige een van die twee, het maak nie saak nie, dit is albei ewe moeilik, lyk dit vir my, so kom ons vat hom aan eerste een in. Ons gaan sê 2x minus 3y is 10. So, dit beteken 2x minus 3 keer 2 is 10. So as ek nou daai gaan inmaal, dan is dit min 6, as ek dit oorgooi word dit 'n plus 6. So 10 plus 6 maak 16, en dan as ons deel deur 2, dan sit ons met 8. En dan onthou om dit in koördinaatvorm te skryf, dus xy is dan nou eintlik 8 en 2. In koördinaatvorm, dit is 'n snypunt van twee grafieke. OK,
Okay, nou nommer 5 gaan amper presies soos voorbeeld 4 wees. Ek gaan net nou vir jou wys hoe ons beide vergelykings verander om dieselfde koëffisiënte te kry. So daarso gaan ek vir jou gee die volgende. Kom ons vat 2y min 3x gelyk aan 7 en 4y minus 5x gelyk aan 21. Nou by die vorige voorbeeld was die x'e so gewees. Ons het net die eerste vergelyking verdubbel om by die tweede een uit te kom. Nou gaan ek dit bietjie anders doen. Kom ons probeer hierdie dieselfde maak. So ons noem daai nommer 1 en nommer 2. En onthou wat ek gesê het, daar's nie 'n reg en 'n verkeerd nie. Solank jy wys wat jy besig is om te doen en jou stappe is wel reg, dan sal jy die volle punte kry. So daar's verskillende opsies. Maak jy eis dieselfde, maak die x dieselfde, doen substitusie. Dit maak nie regtig saak nie. Jy moet net die maklikste pad kies vir jouself. Nou wil ek net vir jou wys wat gaan ons doen om hierdie dieselfde te kry. So ek gaan 3 en 5 dieselfde moet maak deur hulle beide na 15 toe te vat. So ek moet hierdie vergelyking maal met 5 en ek moet daai een maal met 3. Terselfdertyd wil ek ook die tekens verander. So dit beteken ek moet kies watter een se teken ek gaan verander, sodat ek gaan opeindig met 'n plus en 'n minus of gaan opeindig met 'n minus en 'n plus. So dit maak nie saak watter een jy kies nie. So kom ons vat die eerste vergelyking en ons maal hom met 5 en ek gaan dan sommer sy teken verander. So 2 maal 5 gee ons 10y met 'n tekenverandering is min 10y. Okay. Dan het ons 3 maal 5 gee ons 15x negatief 15x en 'n tekenverandering maak dit plus 15x. Dan het ons agter 7 maal 5 gee 35 en dan verander ons die teken, dan is dit min 35. So daar het jy die eerste vergelyking gewys. Dan die tweede vergelyking gaan ons net maal met 3. Ek gaan nie die tekenverandering nie, want daarso het ek klaar plus 15, so ek soek onder minus 15. En dis wat ek gaan kry as ek daai net gaan maal met 3. So 4y maal 3 word positief 12y. Daai gaan word minus 5 maal 3 is 15x. En daai gaan word 21 maal 3 is 63. Okay? En nou kan jy sien jou x is dieselfde. Plus 15x min 15x. So nou gaan tel jy net op. Minus 10 plus 12 gee ons 2y. Min 35 plus 63 is hoeveel? Die verskil van daar af as ek 15 bytel, dan het ons 50 plus nog 10 is 25, plus nog 3 is 28, so ek sit hierso met positief 28, en dit maak my y dan 14. En die oomblik as jy die eerste een het, dan vervang jy hom net terug om die tweede een op te los. So nou gaan ons sê, vervang daai y gelyk aan 14, terug in een van die ander vergelykings. So kom ons vat sommer die eerste een. Maak nie regtig saak nie. So daar staan op die oomblik 2y minus 3x is 7. So nou staan daar 2 maal 14 minus 3x is gelyk aan 7. En daai gee ons 28. So 7 minus 28, daar is 7, 14, 21, 28 is 4 7's. So as jy 28 gaan aftrek, dan eindig jy net op met min 21. En dit beteken as ek deel deur 3, dan kry ons net positief 7. So dus is xy gelyk aan, as die x 7 is, dan is die y 14. Okay, so daar het ek albei vergelykings gaan verander. Nou wil ek net nog een ding by sê. Omdat ek gesê het, almal kan verskillende metodes volg en jy kan verskillende goed besluit om dieselfde te maak of 'n verskillende substitusie doen of so iets. Is hierdie goed wat ek hier byskryf krities. Jy moet presies verduidelik wat jy besig is om te doen. Onthou, die persoon wat merk, gaan nie weet wat jy doen as jy nie vir hulle sê wat jy besig is om te doen nie. En omdat almal sin verskil, maak dit baie moeilik om dit te merk as jy nie sê wat jy besig is om te doen nie. Onthou, hulle gaan nie vir jou soek vir punte nie. So wys alles, maak seker die persoon wat merk verstaan wat jy besig is om te doen en hoekom jy dit doen. So daarso onder, byvoorbeeld daai invervanging. Sê dat jy dit doen. Moenie net van daar af soontoe gaan en nêrens gesê het wat jy besig is om te doen nie. Selfde geld vir die onderste koördinaatvorm. Skryf dit in koördinaatvorm. Moenie net stop by y is 14, x is 7 en verwag jy juffrou moet dit nou maar net reg merk nie. Verstaan? Skryf dit netjies. Soek vir punte. Skryf soveel as moontlik om soveel as moontlik punte te kry. Okay, kom ons kyk na een laaste voorbeeld. So hierso gaan ek nou vir jou iets gee wat so lyk. Y minus 2 op 3 minus x minus 1 op 2 gelyk aan 1 is ons eerste vergelyking. En dan gee ek ook vir jou y minus 4 op 5 minus x minus 3 op 4 gelyk aan 1. Nou as jy so iets in die toets kry, dan is jy geneig om net
te wil omblaai en aangaan met die volgende vraag, né? Maar onthou, haal net diep asem, dit is nog steeds 'n gewone straightforward som. Jy moet net stap vir stap vir jouself vra, wat doen jy volgende? Wat doen jy volgende? Dit help jy probeer die hele som vooruitdink, hoe gaan jy by die antwoord uitkom nie? Stap vir stap. So kom ons begin by vergelyking 1. As jy 'n vergelyking het met breuke, wat is die eerste stap gewoonlik? Raak van die noemer ontslae en dit doen ons deur 'n KGV te kry. So as ek nou vergelyking 1 gaan vat, dan gaan ons sê die KGV by vergelyking 1 tussen 3 en 2 is mos net 6. So hierdie breuk gaan verdubbel, so ons gaan net 2 keer y min 2. Daai breuk gaan maal met 3, so ons gaan net 3 keer x min 1 en die 1 gaan net maal met 6. Onthou om daai 1 te maal met 6. Regdeur moet die KGV 6 wees, né? Moet die konstantes vergeet om te maal nie. So dan het ons nou hierso vergelyking wat ons kan uitmaal, 2y min 4 minus 3x plus 3 is gelyk aan 6. So hier staan dan nou 2y minus 3x. Min 4 plus 3 is minus 1. En as jy die min 1 gaan oorgooi, dan word dit 'n plus 1, dan word dit 'n 7. So daar het jy nou 'n gewone vergelyking gekry, deur net 'n KGV te kry en hom bietjie te vereenvoudig. Okay? Dan doen ons presies dieselfde met die tweede vergelyking. Tweede een was gewees y min 4 op 5 minus x min 3 op 4 is 1. So tussen 5 en 4 gaan ons KGV mos nou wees wat? 20. Dit beteken, hierdie breuk gaan moet maal met 4, daai breuk gaan moet maal met 5, en die 1 gaan moet maal met 20. Onthou dit. So ek gaan voor hê 4 keer y min 4 minus 5 keer x min 3, en aan die ander kant 20. Dan maal ons gou uit, so hierdie word 4y min 16 minus 5x plus 15 is gelyk aan 20. En dan as ek nou vereenvoudig, dan gaan hier staan 4y min 5x min 16 plus 15 is minus 1. En as jy die min 1 oorgooi, 20 plus 1 is dan 21. So daar het jy nou twee vergelykings wat baie beter lyk, né? So nou gaan ons kies substitusie of eliminasie, want daar is hulle nie spesifiseer nie, dan is dit jou keuse. Maar nou moet jy net bietjie slim wees. Sou jy substitusie wou doen, dan beteken dit, jy moet of daai y, of daai x, of daai y, of daai x alleen kry. En dit het almal koëffisiënte, wat beteken, either way, jy gaan opeindig met breuke. En soos ek gesê het, julle is mos fantasties met breuke, so vermy dit, moenie dit doen nie. Jy moet hierdie eliminasie onder die knie kry. Moenie bang wees daarvoor nie, dit maak jou lewe baie makliker. So as ons nou eliminasie gaan doen, hoe gaan ons dit doen? Ons moet besluit, gaan ons die y's dieselfde maak of gaan ons die x'e dieselfde maak? So ons gaan nou sommer besluit om die y's dieselfde te maak. So daarso gaan ek sê, vergelyking 1 gaan ek met verdubbel, sodat hy 4y kan word, en dan moet ons ook 'n tekenverandering maak. So, omdat ek nou klaar besig is met hierdie, kan ek net sowel sy teken ook verander. So kom ons vat vergelyking 1, en ons verdubbel hom, en ons verander sy teken. Reg? Dan gaan daar wat staan. As ek daai verdubbel, word dit 4y, en verander die teken, dan word dit min 4y. As ek daai verdubbel, word dit min 6x, en verander die teken, dan sit plus 6x. Dan vat ek 7, verdubbel hom, dan word hy 14, met 'n tekenverandering beteken min 14. Dan is vergelyking 1 klaar gedoen. Vergelyking 2 gaan ons nie verander nie, ons gaan hom ons net so gebruik. So ek hou hierdie 4y, ek maak daai min 5x en ek hou hierdie 21. Reg? En nou kan ek net gaan optel, want die y's is dieselfde koëffisiënt met 'n tekenverskil, so hulle gaan perfek uitkanselleer. Min 4y plus 4y val weg, 6x min 5x is 1x, en min 14 plus 21 is 7. En daar het ek my eerste antwoord, x is net 7. Nou vat ek daai x7 terug, so ons gaan sê vervang x gelyk aan 7, terug in enigeen van die vergelykings. Nou moet jy onthou, jy gaan nie hiernatoe nie, dit moes nou klaar vereenvoudig, jy het dit klaar baie makliker gemaak, so jy gaan dom wees om dit hier terug te vervang. Gaan terug na een van hierdie toe, want jy het hulle klaar vereenvoudig, hulle is mos nou baie makliker. So kies een lyk vir my eenvoudiger, so ek vervang hom terug in 1 in, en soos ek gesê het, dit maak nie saak watter een jy kies nie. Albei gaan dieselfde antwoord gee, jy soek die kortste, maklikste pad, né? So as ons teruggaan in 1 in, dan staan daar 2y min 3x is gelyk aan 7, so daar staan eintlik 2y minus 3 keer 7 is 7, so 2y minus 21 is 7, en as ons 21 oorgooi, kry ons 2y is 28, sorry, en dit beteken y is dan 14. En om daarmee vraag te beantwoord in koördinaatvorm. Dus is xy gelyk aan, as x 7 is y 14. Ok.
En dit is basically substitusie. Onthou, kry iets alleen as jy kan, as dit maklik is. Moenie breuke probeer kry en sulke goeders nie, want dan gaan jy gemors maak daarvan. Eliminasie, probeer jy een van die veranderlike soekoëffisiënte dieselfde kry met 'n tekenverskil, sodat as jy optel, een van hulle perfek gaan wegval en dan kry jy net dadelik die antwoord vir die tweede een. En onthou laastens, alles wat jy doen moet aangedui word. Nommer jou vergelykings, verduidelik stap vir stap wat jy besig is om te doen. Sê vir my as jy KGV doen, sê vir my as jy maal met iets of niks doen nie. Skryf nog steeds 2 dubbelpunt. Moenie net dit skryf en aanneem die juffrou gaan weet waar dit vandaan kom nie. As jy enigiets invervang, skryf dit en onthou koördinaat vorm vir jou antwoord, want jy het eintlik nou 'n grafiese oplossing gekry waar daai 2 lyne wat vir jou gegee was eintlik sny. En dis dit.